Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanoggend hierso by die erediens. Ons was vanoggend met die sonsopkomsdiens, vermoed ek, so hier by die 170 mense ook gewees op die strand. En 'n ongelooflike belewenis, die wind waai ons toe nou om die hoekie weg van die Parkeraad gebou af en ons eindig toe op die sand lagoon en dit was 'n ongelooflike belewenis gewees. Ons is so dankbaar dat ons vanoggend ook vir mekaar kan sê die Here leef. En toe ek nou vanoggend hier kom, toe sien ek hier lê nou 'n botteltjie water vir my, living water. Toe dink ek, hulle het geweet ek wou oor die vrou by die put gepreek het vanoggend, maar my preek het so verander so met die week langs. Maar vanoggend weet ons die Here leef en daarom weet ons hy is die lewende water. Hy is nie dood nie. Die graf is leeg sodat ek en jy nie leeg hoef te wees nie. Ek wil sommer net vir julle almal uitnooi in hierdie volgende ruk met 'n paar goed wat in die gemeente gebeur. Die eerste is ons gemeentekamp, die 23ste tot die 25ste Mei. Die van julle wat nog gewag het vir die skoolprogramme om uit te kom, om te sien of julle kan kom saamkamp. Ons kamp by Dwarskersbos. Daar is huisies beskikbaar en daar is kampplek. Ons het die huisies wat ons uitgehou het ons al gekanselleer, maar as jy nog wil gaan kamp of nog saam met ons wil kom kuier die naweek, dit gaan 'n informele lekker saamkamp wees. Doen so, dit gaan 'n lekker geleentheid wees. Dan die 23ste April wat volgende week is, 8uur die aand, as ek nou reg is dit 'n Woensdag aand, is ons mannebraai. Jy bring net jou vleis en daar's kole en daar's roosters en daar's slaaie vir die wat slaaitjies saam met die vleis wil hê. Maar kom kuier net, dis regtig net 'n geleentheid waar die manne om die vuur staan en kuier. Laas jaar dink ek moes ek my sleutel kom haal en hulle het my vreemd uitgekyk toe ek daar tussen hulle in beweeg. Dis net die manne wat saam kuier. So bring jou mandjies saam, bring jou vleis saam, jou eetgerei en jou vleis en kom kuier lekker saam. Ek vermoed dit gaan hier agter by die klein kerkie gebeur, daar tussen die klein kerkie en die klein saaltjie. En dan wil ek is sommer nou net nuuskierig oor wie is kuiermense vandag, want hierdie naweke is altyd besonderse naweke. Ek is so bevoorreg om vriende uit Kimberley uit te hê wat vandag saam met ons in die diens kuier, maar wie kuier nog vandag hier by ons? Baie welkom vir julle. En dan moet ek nou ook vra, wie is dalk nuwe intrekkers wat nie by ons is en nie inskakel by die gemeente? As daar dalk 'n hand is wat julle net so lig hoef op te steek, sy baie welkom vir julle ook. Die 2de Mei is ons volgende saamkuier, dis eintlik nou nog net so voor die gemeentekamp, en dit is 'n heerlike spitbraai hier by die gemeente. Jy kan of 'n spitbraai ete koop en wegneem en by die huis gaan geniet, of jy kan jou spitbraai ete hier by die kerk kom geniet, saam met Jack de Priester en Stein Fourie. Dit is die 2de Mei, kaartjies is nog beskikbaar by die kerkkantoor en by Annie se markie ook, as julle daarso vir julle wil kaartjies hê. Julle kan selfs 'n hele tafel saam kry vir jou vriende en vriendinne en kom saam kuier vir die aand. Dit gaan 'n ongelooflike geleentheid wees. Ek is vir die volgende 2 weke bietjie op verlof, na 'n baie besige eerste kwartaal, en is heerlik om vir julle te kan sê dat julle kan my kollega Dominee Johan kontak as daar enige nood is, of hier by die kerkkantoor. Sy nommer is in die bulletin, en julle sal dit ook by die kerkkantoor kan kry. En dan wil ek sommer net ook vir julle laat weet dat Tannie Treida McNabb is oorlede in die week, Dinsdag. Haar begrafnis is Saterdag 11uur hier by die begrafplaas. Indien daar iemand was wat haar geken het en graag wil deel wees van die geleentheid, is julle welkom om dit saam by te woon. En dan die laaste ding wat ek net vir julle wil deurgee, is dat ons kantoorure van Mei maand af gaan verander. Ons kantoorure, wat ons oop ure is op 'n maandag van 10 tot 1, van 8 tot 10 het ons net personeelvergadering en skop ons net as personeel die week saam af. En dan is die kantoor Dinsdag tot Donderdag oop van 8 tot 1. Die rede vir die toetye in die middag is juis net om ons personeel kans te gee om
in die oggende regtig lekker saam met julle te kan kuier as julle vir ons kom hallo sê by die kantoor, maar in die middag 'n kansie te kan hê om hulle werk in te haal wat gedoen moet word en goedjies wat in plek moet wees vir die week. So ons sal die kantoorure vir julle bly kommunikeer en Vrydae is die kantoor gesluit soos wat dit tans ook is. Ons sal aanhou kommunikeer en ons sal weer die borde verander en die tye regmaak dat julle ook net daar kan sien wie en waar julle moet wees as julle ons soek. Die koster sal wel nog steeds in die middae wees tot 5:30 toe, so jy gaan altyd iemand by die kerkterrein wees tot 5:30 toe in die middag as julle ons soek. Dis 'n mondvol en 'n klomp goed waarmee ons besig is vir die volgende ruk en 'n klomp lekker geleenthede om by in te skakel, want gemeente wees is nie net op 'n Sondag nie. Gemeente wees is elke oomblik en elke ruimte waar ons mekaar raakloop en die woord van die Here verkondig. Maar vanoggend is ons getuies van dit wat gebeur het op hierdie Sondagoggend. Ons is getuies dat die Here opgestaan het. En soos Maria, hulle wil ons vanoggend vir mekaar sê, die Here het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. So ek wil vra dat julle na mekaar toe sal draai en mekaar sal groet. Dit is 'n gebruik in ons gemeente, voor, agter, oor die paadjies heen. Sê vir mekaar vanoggend goeiemôre en groet mekaar met die woorde, die Here het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Ons gaan vandag dit so 'n bietjie anders te omdoen, dat ons die kollekte aan die begin van die erediens gaan opneem. Net omdat ek nie die verloop van die erediens wil ek laat vloei aan die einde. So ek wil vra dat ons op hierdie stadium die Here sal dank met ons dankoffers. Ons maak net ons oë toe asseblief. Dank Here vir die offer. Dankie Here dat U 'n gemeente in Langebaan het wat offervaardig is. Here, ek bid dat U die aanwending hiervan sal seën en dit U sal verheerlik. Ons bid dit net in U naam alleen, Here. Amen. Dit is 'n kosbare geleentheid om die Here te kan dank met ons dankoffers en dat ons vir die Here kan dankie sê in die erediens saam daarvoor en vra dat hy ons verantwoordelike rentmeester sal maak ook om dit reg aan te wend in sy koninkryk. Vandag wil ek begin waar ons Vrydag opgehou het en die wat dalk vandag nou die eerste keer die diens bywoon en nie Vrydag deel was nie, ek sal julle nou so intrek met die video waarmee ons afgesluit het, maar of met 'n video oor die Paasvrydag. Maar ek wil sommer net gou hoor wie van julle kon uithou om jou koekie te hou. Hier's 'n paar hande wat opgaan. Moet ek eerder vra wie het hulle koekie geëet? Daar's eerlikes hierso tussen ons. My kinders het my klaar gemaak oor die naweek vir daai koekie en op 'n stadium toe lê die koekies daar, toe wil ek met hulle raas oor hoekom eet hulle nie die goed nie. Toe onthou ek het gesê hulle moet dit hou. Ons het Vrydag uit die erediens uitgegaan en by die deure was daar vir elkeen 'n koekie met die kruis op. En hierdie koekie was juist die idee van alles is nou verby, nou kom die wagtydperk, stil Saterdag en vandag die feesviering dat Jesus het opgestaan. So vandag mag jy jou koekie eet en die soet proe van die lewe saam met Jesus, die feit dat hy leef. Vir die van julle wat uitgemis het op 'n koekie, het ek vir julle goeie nuus. Vandag is daar vir jou ook by die deur weer 'n ander koekie wat in die vorm van 'n kruis is. En ek het nou ons het so probeer tel, maar ek vermoed daar gaan vir elkeen 2 kan wees. Die idee is dat jy een mag eet en dat jy een met iemand anderster moet gaan deel. Ons gaan later weer daarby uitkom, maar ek wil julle net sê daar's 'n lekker voorsmaakie aan die einde van die diens.
Kom ons kyk na hierdie video om ons net te herinner wat het gebeur van Palm Sondag af tot nou toe. Yes, Jesus Christ is alive. He rose from the dead, and that day, that Easter Sunday morning, that first Easter, when Mary and Mary Magdalene and Salome went to the grave expecting to anoint a dead body, they saw the angel sitting there. And they said, "Where is Jesus?" The angel said, "He is not here, he is risen." I submit to you tonight that that's the greatest news the world has ever heard. He is not here. He has conquered the grave. He's alive. It is finished. Words that when spoke by us means done, but when spoke by God means life begun. It's finished brought the perfect plan. When Jesus died, death means breath for man. It's finished does not mean over. The veil tore, the gates unlocked, and Satan's hold on us was lost. The boulder rolled, the body gone. Now all behold the risen Son. The King has come. His kingdom brings eternal freedom so that those who believe won. Not because of what we've done, no, but because of what He's done. The King of all kings. He can't be replaced, the beginning, the end, He can't be erased. The Lion of Judah, He is mighty to save. He can't be defeated, not even by graves. The Lamb gave His life and He still didn't lose. They bore holes in His hands and He used them as proof. Every stripe was another life healed by His wounds. When He died on the cross, He did it for you. On the day that He rose, He did it for you. Holy Spirit was given. It's perfect. We are whole and complete. The war has been won. All praise to the King. Kom ons staan en dan sing ons die lied, die Heer het opgestaan, en terwyl ons die lied sing, gaan ons kers, ons paaskers inbring van agter af, met die wete dat die lig kon nie uitgedoof word nie. Die lig is hier. Kom ons staan en sing dit saam.
Hierdie is die dag waar trane afgevee word, waar stikkende harte heel gemaak word, waar vrees en vreugde vervang word. Hierdie is die dag wat die Here die klip van vrees wegrol, dood sy klere uittrek, voor ons uitstap God se toekoms in. Hier is die dag wat die Here gemaak het. Die dood maak ons nie meer bang nie en die sonde het nie meer 'n houvas op ons nie. God maak die grafte van ons harte oop en vul ons met nuwe lewe. Hierdie is die dag, opstandingsdag, Paasdag. Christus het opgestaan. Die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan. Moenie skrik nie. Julle soek Jesus van Nasaret. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is uit die dood uit opgewek. Die Here het opgestaan. As Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en ons geloof ook sonder inhoud. Die Here het opgestaan. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die Heilige Gees voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die hele aarde. Kom ons loof die Here met lied 280, die Here Redder, groot en magtig. Ek wil vir 'n oomblik vra dat julle julleself sal voorstel hoe dit moet wees as jy van 'n donker plek skielik na die lig toe oorbeweeg of van 'n ligte plek skielik na die donker toe oorbeleef. Of wie van julle kinders het al gekyk na 'n lig of na die son? Ek weet ons moenie na die son kyk nie, maar jou ma sê, "O, kyk net daai mooi," en dan kyk jy. Wie van julle het al so daai ervaring gehad dat jou oë is amper half verblind en jy moet eers aanpas weer by die lig om mooi te kan sien? Ek moet sê, toe ek nou van die strand af ingekom het en ingehardloop het, toe wil ek sê, sit aan die ligte, dit is so donker in die kerk, maar ek besef toe ek was buite in die buitelig gewees en my oë moes net eers weer aanpas. Wanneer ons kom van Vrydag na Sondag, dan is dit asof ons oë vir 'n oomblik eers weer moet aanpas. Dat ons duidelik kan sien dat Jesus leef. In ons harte moet dit nie 'n oomblik wees wat vashak in Vrydag nie. Ons moet ons oë kans gee om aan te pas, om te kan raak sien, te sien waar is God in jou lewe. Miskien het jy nodig om terug te kyk op jou dag, aan die einde van die aand, aan die einde van die dag, om
te soek en te kyk waar jy dalk vir God raak sien in jou dag. Miskien moet jy jou dag begin deur te wonder, waar gaan jy vandag vir God raak sien? Maak gou vir 'n oomblik jou oë toe. Jesus, ons eer U. Opgestane Heer. U is ons verlosser. Die graf is leeg, sodat my hart nie leeg hoef te wees nie. My lewe nie leeg hoef te wees nie. Maar Here, dalk sit hier iemand vandag wat voel dat hulle lewe en hart is leeg. Here, mag U hulle oë help aanpas, dat hulle die lig sal sien. Dat hulle U sal raak sien, selfs in die donkerste tye. Amen. Kom ons sing die lied Jesus, ons eer U, opgestane Heer. Kom ons staan. Op Paasondag met ons die opstandingsverhaal lees en verkondig. Die omkeermoment in die Jesusverhaal het immers vandag aangebreek. Die diepte, verlatenheid en stilte van die dood is oorwin. Die kruisiging en die sterwe van Jesus is nie die laaste hoofstuk van hierdie verhaal op aarde nie. Daar was wel 'n weggerolde klip, 'n leë graf en verskyning aan mense as bewys van lewe na die dood. Op Paasondag trek ons feesklere aan en vier ons saam met gelowiges reg oor die wêreld heen dat ons Here Jesus leef. Ons vier dat Jesus se oorwinning oor die dood vir ons die lewe op 'n radikale nuwe manier moontlik maak in die hede, in die toekoms, asook selfs na ons eie einde hier op aarde. Op Paasondag onthou ons dat lyding en swaar kry, rou, siekte, eensaamheid
verlange, wanhoop, sonde en dood ons tot in ewigheid nie sal kan afsny van God se liefde en sorg vir ons nie. Ons onthou dat die donkerste dieptes van wat ons lewe noem, dit wat soms kan hel voel vir ons, nooit die oorhand kan kry oor die genade en die werklikheid van Jesus se heerskappy nie, van hemel op aarde en hemels naas aarde. Op Paasondag bely ons geloof in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd van Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood. Paasfees is 'n vreugdefees, en ons dink vandag spesiaal daaraan dat ons ook deur ons doop saam met Christus gesterf het en ook dus saam met hom lewe. Ons weet dat ons is saam met hom opgewek tot 'n lewe, 'n nuwe lewe. En daarom bely ons opnuut ons verbondenheid aan Christus. Ons bely ons sonde met berou. Ons draai na Christus toe. Ons onthou dat ons saam met hom gesterf het en dat ons saam met hom opgestaan het. Ons bely. Daarom bely ons geloof in die drie-enige God. En ek wil vra dat julle sal antwoord as dit jou opregte behoefte in jou hart is vir oggend op hierdie geloofsbelydenis. En ek gaan vir julle 'n vraag vra, en as jy oortuig voel dat jy dit glo, dan wil ek jou vra om daarop hardop te antwoord, ja, ek glo. Glo jy in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde? Ja, ek glo. Weet dan dat die Vader 'n ewige genadeverbond met ons sluit en dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem. Glo jy in Jesus Christus, die eniggebore seun van God, ons Here? Weet dan dat Jesus Christus vir ons gesterf het en dat hy ons in die gemeenskap van sy dood en sy opstanding ingelyf het. Glo jy in die Heilige Gees? Weet dan dat die Heilige Gees in ons woon en ons tot lidmate van Christus heilig. Here, baie dankie dat ons ook vanoggend op so 'n manier kan kom sê, ons glo. Ons is getuies daarvan dat die graf leeg is en dat dit die rede is hoekom ons lewe nie leeg hoef te wees nie. Here, help ons om dit wat ons nou bely het, dat ons dit elke dag sal onthou. Elke dag sal kan sê, ek glo. Amen. Ons het vanoggend die voorreg ook om op Paasondag 'n babatjie te doop. Die doop is nie 'n teken van ons eie geloof in die eerste plek nie, maar eerder 'n teken van God se ewige belofte aan ons. En dit word 'n verbondsdoop genoem, omdat dit 'n teken is van God se verbond, sy belofte aan ons. Die verbond is 'n belofte wat God aan Abraham duisende jare gelede gemaak het, dat God beloof het om vir Abraham en sy nageslag 'n God te wees. Vandag vier ons die genade dat ons ook hier die belofte van God af ontvang, want deur Jesus is ons elkeen ook nou deel van God se verbondsfamilie. Die doop is nie iets wat ons verdien nie, maar 'n viering van die geskenk wat ons van God af kry. En die doopformulier som dit so pragtig op. Die doop is 'n uitreik van God na ons toe. Ons antwoord op hierdie deur ons belydenis van ons geloof.
Om jou geloof te bely is 'n geleentheid vir ons om tussen ander gelowiges wat vir ons omgee te antwoord op ons doop. Ons doen dit onder andere gereeld op Sondag ook, wanneer ons die geloofsbelijdenis hardop sê. En daarom is vandag eintlik 'n blye dag vir ons in die gemeente, waar ons saam met Dewan en Melanie kan vier dat hulle ook vandag hulle geloof hardop kom bely in die gemeente. Vandag is daar op hulle geloofsreis 2 roetemerkers wat hulle op hulle lewe plaas. Die eerste dat hulle hardop hulle geloof kom bely in die gemeente, en tweede dat hulle die voorreg het om vermillend te laat doop, en so ook vir hom 'n roetemerker op sy geloofsreis te kom plaas. En daarom wil ek vra Dewan en Melanie dat julle asseblief sal vorentoe kom. Julle kan hom saambring. Hy kan met liefde, julle is welkom om hom saam te bring, net soos wat julle wil hoor. Hulle bely hulle geloof hardop vandag in die gemeente, maar juis ook om 'n voorbeeld te wees vir Millen, en daarom wil ek julle vandag kom herinner daaraan, en ons het gesprekke gehad, en ons moes hierdie gesprekke oor videocalls doen, want hulle is buite die land, hulle is in Zambië, en dis vir ons kosbaar dat ons vandag ook die voorreg het om vir hulle hierdie ruimte te bied en hierdie geloofsroetemerkers op hulle pad te plaas. En daarom wil ek julle herinner wat die geloofsbelijdenis beteken. Toe jy gedoop is, het God beloof dat jy aan hom behoort. Jou ouers het beloof om jou so groot te maak dat jy die Here kan ken en tot geloof in Jesus Christus as jou verlosser kan kom. Die feit dat jy vandag hier is om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy jou nou antwoord op die belofte van God met jou doop, en dis nou self verantwoordelikheid neem vir die belofte wat jou ouers by daardie geleentheid gemaak het. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy voor die gemeente sê wat in jou hart omgaan en wat jy glo, naamlik dat Jesus Christus die Here is en ook die Here van jou lewe. Jy sê ook dat jy hom alleen sal vertrou, dat jy graag volgens sy woord wil leef, dat jy aktief by die kerk betrokke sal wees, en dat jy as sy getuie in die wêreld sal optree. Jy onderneem ook om gereeld die Bybel te lees en te bid, sodat jou verhouding met die Here al hoe sterker kan word. Deur die jare het jy sekere kennis oor God en die Bybel en die kerk verwerf. Vandag sê jy dat dit nie net verstandkennis is nie, maar dat jy ook met jou hele hart daarop vertrou. Ons wil daarom graag vir jou die geleentheid gee vir julle om in die erediens hardop voor die gemeente hiervan te getuig. En daarom wil ek die volgende vraag aan julle vra. Glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en ook aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die pad te bly? Wat is julle antwoord hierop? Dewan, Melanie? Hulle het hardop ja geantwoord vir wie daar aan die agterkant nie kon hoor nie. En daarom op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat julle sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente van Langebaan is. Mag julle in julle stap en wandel vir hom 'n getuienis wees. Hy gesels en bely kliphard saam. Julle met alles in julle vermoë doen om hierdie wedloop van die lewe af te lê saam met hom en vir hom die pad te wys. Dewan, as ek reg is, het jy gesê, ek weet nie, sien jy nog kans om so ietsie te deel?
Hoor almal, ek wil net baie dankie sê aan Dominee Santi, die ouderlinge in die gemeente, dat julle vir ons hierdie geleentheid gegee het. Ek weet, is nie 'n algemene ding om te doop op 'n Paasondag nie, so dankie vir daai geleentheid om dit hier so in Langebaan te doen. Ons het ver gereis, so om dit hier te doen is baie spesiaal. En dan van myself wil ek net sê, vandag gee ek my hart vir die Here. Vandag gee ek my hart vir die Here. Ek glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees as my verlosser. Ek glo in die opstanding en die ewige lewe. Ek glo dat die Here ons gered het deur sy opstanding. Ek glo dat die Here my liefhet. Ek glo dat die Here my geroep het en ek glo dat die Here my nooit sal los nie. Dankie. Baie dankie Dewan. Dis 'n kosbare getuienis om dit ook te kan sê, en daarom wil ek vra dat ons julle twee se kersse gaan aansteek, en Melanie net agter daai daar sou sy, ja. So jy kan joune aansteek, en ons kan dit so aansteek. Dewan kan sy joune maar vir jou aansteek. Nee, die Melanie is op pad na sy kers. Die moet net so 'n bietjie geduldig wees, meneer. Nou sy. Vanoggend is dit die wonderlike dat hierdie twee ouers hulle geloof hardop kom bely om te sê dat ons wil hierdie pad eers stap met die Here en dan stap ons pad met ons kind. So ek wil vir julle vra dat julle weer sal luister wat dit beteken as God vir julle kom sê, dat hy vir Millen kom sê, ek is jou God. Om gedoop te word in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei. En daarom wil ek vir julle vra, ook op die doop vra, bely julle dat julle kind as sondaar in die wêreld gekom het en onder die oordeel van God staan, maar in Christus aan God behoort en as lidmaat van sy gemeente gedoop behoort te word. Bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, die artikels van die Christelike geloof wat in die kerk geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En beloof julle om vir Millen in die leer te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Dan wil ek vra, julle kan so vir my hier aan die kant kom staan, dat ons gaan die kersies net hier na vorentoe skuif. Millen Reder, is vir my 'n voorreg om vandag vir jou te doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend saam met hierdie ouerpaar te kon luister na hulle getuienis. Te kan hoor hoe Dewan sê, Here, U is my Here, my verlosser, en dat Melanie dit kon beamoen. En Here, dat hulle hierdie pad saam met Millen gaan stap. Here, waar hulle ver is en weg van ondersteuning, Here, wil ek vir U vra dat U ook daar 'n gemeenskap om hulle sal oprig om met hulle hierdie pad te stap. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vandag vir Millen te kan kom sê, God is sy God. Dankie dat U vir hom sê, jy is myne, ek het jou op jou naam geroep. Amen. Ek wil vra, Melanie, dat jy sy kersie dan ook sal aansteek, sommer hier by julle sinne, want dit is hoe die geloof oorgedra word. Geef vir my die vierhoutjies. Ekskuus. Steek hom vir my aan by die kerse, want dit is julle geloof. Dis julle geloof wat gaan maak dat hy ook leer wat is die lig en wie is God in sy lewe.
En saam met dit vanoggend, Millen, hier is jou 'n kruisie. Hy sien net die lig raak. Daar's jou 'n kruisie. Reguit mond toe. Dit is hoe dit moet wees. Hierdie kruisie is juis om hom te laat beleef en vir hom te laat weet dat Jesus vir hom aan die kruis gesterf het voordat hy dit kon kies. En daarom het ons vandag kon doop voordat hy kon vra daarvoor. Ons het ook vir julle 'n Bybel soos ek vir julle gewys het en sy doopseël en julle belydenisseëls is ook hierso saam. En hierdie is vir julle om te weet dat dit is nie die pad wat julle alleen hoef te stap nie. Julle stap hierdie pad saam met die Here en met die woord van God by julle. Mag hierdie pad vir julle 'n kosbare pad wees. Gemeente, julle word ook ingeneem in hierdie doopbelofte deur self herinner te word dat julle gedoop is. Maar die kosbare van vandag is ook dat julle as getuies antwoord. En daarom wil ek vir julle vra, gemeente, sal julle ook hierdie pad met Millen en met Melanie en Dewan stap en vir hulle opdra aan die Here en vir hulle sal bid dat die Here hulle sal lei op hierdie pad. Wat is julle antwoord? Millen, gaan jy saam met my kom? Ek weet nie, kom ons kyk. Sy? Gemeente, ek wil aan julle bekendstel, julle nuutste lidmaat, Millen Reder. Mag julle hom ook net vashou in gebede en hierdie ouers lei in hulle pad. Hy's baie opgewonde. Baie dankie. Ek wil vra dat ons staan en die oorwinningslied sing. Juis omdat ons weet, omdat Jesus die dood oorwin het, is dit dat ons vandag kan doop en vandag kan sê die Here leef ook in ons harte voort. Kom ons staan en ons sing die oorwinningslied.
soos wat ons vanoggend getuies was van hierdie kleintjie se doop en van hierdie twee volwassenes wat hulle geloof hardop kom bely het vanoggend in die gemeente, was Maria die eerste getuie wat haar geloof eintlik kom bely het en kom getuig het wat het sy by die leë graf gesien. Johannes 20 vanaf vers 1 tot 18. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disippels toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disippels het toe uitgegaan, en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, Mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het, en ek weet nie waar hulle hom nou gaan begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinoppasser, die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my, waar het u hom begrawe? En ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Ek weet nie hoe kan 'n mens Opstandingssondag preek of daaroor praat sonder om Johannes 20 te lees nie. Die eerste getuie van Jesus se opstanding. As jy vir Jesus soek, sal jy hom nie aan die kruis kry nie. Ook nie in die graf nie. Die kruis is kaal en die graf is leeg. In ons teksgedeelte is daar twee verskillende reaksies op die leë graf. Die een van Petrus en Johannes en die ander van Maria. Nadat hulle gesien het die graf is leeg, het hulle eintlik al skouers opgetrek en daarna is hulle huis toe. Hier staan dat hulle het gesien en geglo, maar hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood uit moes opstaan nie. So dit was amper half 'n ons sien, ons glo, maar ons is nie seker nie. Die disippels het huis toe gegaan en dan kry jy hierdie volgende roerende toneel waar Maria Magdalena staan en huil by die leë graf. En dan sluit hierdie gedeelte af met die woorde nadat sy vir Jesus gesien het,
Ek het die Here gesien. Petrus en Johannes en Maria Magdalena was by die leeggraf op daardie eerste Paas Sondagoggend. Hulle het almal in die graf ingekyk, om seker te maak Jesus se liggaam is nie meer daar nie. Petrus en Johannes gaan dan maar weer terug huis toe, maar Maria se hele lewe is daardie oggend verander. Daar word in die laaste paar jaar heel wat geredeneer oor die leeggraf en Jesus se regtige opstanding. En of dit regtig fisiese liggaamlike opstanding was of 'n geestelike opstanding en hoe dit verstaan moet word. Maar dit lyk vir my asof hierdie gedeelte in die Bybel vir ons eintlik daai gesprekke opklaar en uitklaar as enige iemand enigsins sal wonder, want so 'n gesprek sal die punt mis as hulle net die woord van God sal oopmaak en Johannes 20 lees. Jy kan die leë graf met jou eie oë sien. Al die bewyse dat Jesus uit die graf uit is en ten spyte daarvan nog steeds met hangskouers huis toe stap, soos Petrus en Johannes. Die leë graf alleen gaan nie jou lewe verander nie. Laat ek tog net op hierdie punt sê dat ek met my hele hart glo dat Jesus werklik liggaamlik opgestaan het uit die dood en dat hy sit aan die regterhand van God. En dit is wat my lewe verander. Petrus en Johannes was baie saakgeoriënteerd. Hulle kom by die graf aan, hulle gaan in, hulle sien wat hulle moet sien en daarmee is hulle sending eintlik afgehandel toe hulle na die graf toe gehardloop het. En dan beweeg hulle weg. Johannes skryf selfs dat hy dit gesien en geglo het, maar dit het nie sy lewe verander op daai oomblik nie. Dis nie wat Maria Magdalena gedoen het nie. Sy het by die graf bly huiwer, onwillig om aan te beweeg voordat sy duidelikheid het oor wat nou hier aangaan. Sy wag daar en toe is daar die twee engele wat vir haar kom bevestig. Maar selfs in hierdie vreemde verskynsel doen dit niks aan haar nie. Sy praat met hulle en sy vra vir hulle, waar is my Here? En dan ook vir die tuinopsigter, of wat sy gedink het die tuinopsigter is. Sy erken hom aanvanklik nie. Dalk omdat haar oë so vol trane was, of dalk was dit hierdie oomblik van wat ek aan die begin van die erediens gepraat het, van as jou oë toe was of in die donker was en jy maak dit oop, moet jou oë vir 'n oomblik net eers weer aanpas om te kan sien. Maar toe Jesus haar naam noem, weet sy, dis hy. Rabboni, leermeester, my leermeester. Ek wonder hoeveel ontmoetings met Jesus ons al gemis het, omdat ons soos Petrus en Johannes te saaklik oor die leer en oor die Here dink en te vinnig beweeg. Te vinnig besluit, ons weet. Dit is hoekom sy anders as Petrus en Johannes van die graf af weggegaan het. Sy het nie die leë graf gesien nie. Sy het vir Jesus gesien. Baie keer verloop ons stilte tyd so. Ons vat ons Bybel, ons bid, ons lees die gedeelte of 'n dagstukkie boekie en ons bid en vertel vir God wat op ons hart is en dan gaan ons aan met ons dag. Ons is klaar met stilte tyd, nog lank voordat God klaar is met ons. Ons geloofslewe sal altyd sukkel as ons nie van tyd tot tyd sulke ontmoetings met die lewende opgestane Here Jesus het, soos wat Maria gehad het nie. As ons blootsaaklik met die Bybel en met die Bybelse boodskap omgaan, Christen wees is tog nie die aanhang van 'n godsdienstige filosofie nie. Christen wees gaan oor die navolging van 'n persoon, die lewe en 'n verhouding met Jesus Christus. Ons geloofslewe sal sukkel as ons nie die lewende opgestane Here elke dag in ons lewe raak sien nie. Maar daarvoor
is tyd nodig. Vanoggend na die erediens op die strand, vra 'n dame om met my te gesels. En ek staan en rondtrippel, want ek weet, ek moet hier na toe kom. Ek moet kom preek. En my woorde aan haar was, ek wens, ek het nog meer tyd gehad, om nou met jou te praat. Vanoggend was my 'n godsbelewenis daar op die strand. Wanneer ons so haastig en opgewonde deur die lewe beweeg, hierdie besige wêreld vol geweldige uitdagings, dan moet ons meer soos Maria Magdalena wees. Opgewonde en vol blydskap met 'n lied in die hart en 'n boodskap op die lippe, moet ons tyd maak vir God. 'n Afspraak met Jesus vra meer as 'n minuut stilte op 'n besige dag, soos een van die Bybelse dagboeke genoem word, 1 minuut saam met God. 1 minuut is nie genoeg nie. François Kahr skryf in sy boek My tyd met hom die volgende. Hy sê gejaagdheid is nog 'n hindernis teen kwaliteitsstilte tyd. As ons deur ons tyd met God jaag, kan dit vir ons voel asof ons verbinding met God verbreek is. Ek het geleer om so lank as moontlik met my stilte tyd aan te hou en net te stop wanneer ek aanvoel dat God klaar is met my. Ek vind dat as ek jaag om my tyd met hom klaar te maak, ek nie voorbereid is vir die dag nie en ook nie in staat is om uitdagings, beproewinge, toetse en versoekings of take wat oor my pad kruis te hanteer nie. Ek het ook agtergekom dat ek aanhou om my stilte tyd af te jaag, dan veroorsaak dit dat ek moedeloos voel en dat ek dikwels na droë tye in my verhouding met God lei. Wees stil en weet dat God binne en rondom jou is. In die stilte van die siel word die onsiende sigbaar en die ewigheid werklik. Dit vat tyd vir jou oë om aan te pas. As jy van 'n besige aan die gang, aan die hardloop lewe wil kom stil word vir die Here, vat dit tyd om stil te word. Dit vat tyd vir jou oë om aan te pas van donker na lig toe. Dit vat tyd om die Here raak te sien. Die oog wat deur die son se strale verblind is, kan nie die skoonheid van sy perelium ontdek voordat dit genoeg tyd gehad het om homself van die skittering te bevry nie. Laat geen dag verlore gaan nie sonder die dryfveer na 'n stille wag op die Here. Mag jy met vandag, met opstanding Sondag, beleef dat die Here vra vir jou om hom raak te sien. Hy vra dat jy vir 'n oomblik sal wag, dat jy sal tyd maak vir hom en dat jy opnuut weer hom in jou binnekamer sal ontmoet. Op die kruisie wat vandag by die deure uitgedeel word, daai koekie wat so lekker smaak om jou te herinner aan die soet van die lewe saam met die Here, staan Romeine 8 vers 1 tot 3. En die dame wat vir ons hierdie koekies geskenk het en gebak het en aangekoop het, sy behoefte was juis dat hierdie koekies wat vanoggend uitgedeel word, hierdie spesifiek is 'n laaste van dit wat haar ma se getuienis op aarde was. Haar ma is laas jaar oorlede en sy wil graag hê dat hierdie koekie iemand se lewe moet aanraak en ons het hierdie teksgedeelte saam gekies, lewe deur die Gees. En as jy stil word by die Here, kan jy nie anderste as om te gaan getuig, soos Maria, wat het sy beleef met die opstanding van Jesus nie? En as jy besef die graf is leeg, dan kan jou lewe nie leeg wees nie en kan jy nie anderster as om te gaan getuig van God wat in jou leef nie. En daarom die 2 koekies, een vir jou en een wat jy vir iemand anderster moet gaan uitdeel, om iemand anderster se lewe te raak, wat dalk nog nie die voorreg gehad het, of beleef het wat dit is wat Dewan vandag kon gedoen het om te sê, ek ken die Here in my lewe,
My lewe is nie leeg nie, want die graf is leeg. Romeine 8 vers 1 tot 3. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood, wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde en die sondige bestaan van die wêreld veroordeel. Die graf is leeg, sodat ek en jy nie leeg hoef te wees nie. Peter. Zarik. Paasfees is 'n vreugdefees. Ons dink vandag spesiaal daaraan dat ons deur ons doop saam met Christus gesterf het en begrawe is. Ons weet egter dat ons ook saam met hom opgewek is tot 'n nuwe lewe en daarom bely ons opnuut ons verbondenheid aan Christus. Ons bely ons sonde met berou. Ons draai na Christus toe. Ons onthou dat ons saam met hom gesterf het en dat ons saam met hom opgestaan het. Ons bely. Daarom bely ons geloof in die drie enige God. Kom ons staan en ons sluit af met ons geloofsbelydenis en daarna met die lied I Surrender en dan sal ek vir ons die seën uitspreek. Kom ons staan en ons sê ons geloofsbelydenis hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die gesonding van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Here Jesus,
Ons loof U vandag, omdat U vir ons duidelik gewys het dat die dood nie die laaste woord spreek nie. Omdat U ons weer kom vul met hoop en geloof. Omdat U ons ook kom oopmaak het vir nuwe moontlikhede, nuwe realiteite, nuwe maniere van leef. Open ons verstand om te glo wat ons nie kan verklaar of sien nie. Open ons harte om te hoop op wat ons nie kan sien nie. Open ons lewens om te leef en liefde hê te midde van dood en hartseer. Laat die opstanding vandag weer in elkeen van ons gebeur. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Wat moet ons op hierdie dag doen, wanneer grafte oopgaan, dooies opstaan, wanneer lewe nie gekeer kan word nie, dan is niks onmoontlik nie. Hoop kan nooit geblus word nie, en liefde nooit vergaan nie. Jesus leef, hy leef in jou. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle almal wees. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen.
Laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen.